Ware aanbidding mag soms ongemaklik raak of selfs gevaarlik omdat dit vereis om God se wil te doen, nie ons se nie. Sy instruksies en voorkeure behoort oorweeg te word, nie ons se nie. Jesus het gesê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Gedurende die tye van die Israeliete het alle mans 3 keer 'n jaar voor die Here verskyn om te aanbid. Dit sou van hulle vereis om hulle land in gevaar te stel deur dit agter te laat, omring deur gierige en oorlogvoerende stamme. God het egter beloof dat niemand jou land sal begeer nie, terwyl jy opgaan om te verskyn voor die aangesig van die Here, die God van Israel, 3 keer per jaar. Dit sou heel waarskynlik veiliger gewees het om op hulle plek te bly om dit te beskerm, wat sou na alles hulle vyande verhinder het om hierdie onbeskermde huise aan te val en dit met vuur en swaard te verwoes. God het hulle egter beskerming beloof, net soos wat hy nou seëninge beloof en diegene wat risiko's neem om die Sabbat te hou of 10de terug te bring. Die Israeliete het geweet dat God se beloftes net vervul kon word as hulle al hulle sondes sou bely en sy aanwysings sou volg. Stel u voor duisende Israeliete op pad na die heilige byeenkoms in Jerusalem, wat sing, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Ware aanbidding vereis om God se wil te doen, selfs wanneer dit onveilig lyk. Dit mag dalk nie veilig lyk om die Sabbat te hou of 10des en offergawes getrou terug te bring nie. Die hoogste veiligheid kan egter slegs gevind word wanneer ons in God se hande is en sy aanwysings gehoorsaam. In alle omstandighede van die lewe mag ons begeertes laaste stel en God eerste.